En Ink Luisterstories bied aan. Die Portulier van Botasberg, episode 1, geskryf deur Sarita Pieterse. Sal dit al wees, oom Gielie? Ja, dankie. Nou maar lekker aan. Groete vir Tanrali. Dankie. Jy klaar, Anna? Ek wil sluit. Ja toe, eilskykens soos jy kan nie nou al so ongeduldig wil wees nie. Net oor ons vriendinne is, beteken nie jy kan my hier te gebied nie. Ek kon jou ma gewees het. Jammer, Anna. Dis net... Ja, toe, kom ons ry. Anna, jammer oor net nou. Jy weet, Ja, kind, ek weet. Jy wou so graag jou vlerke sprei. Op 18 wil 'n mens maar vir nou kan dit nie. Wees geduldig. Jou beurt sal kom. vroeër eerder as later, hoop ek. Hierdie sal my nog dryf tot lyflike uitverhuuring in Amelieland. Fransie, nou is jy ligsinnig. Daai koperkop en groen oë van jou, is toe daai vol. As jy maar sinnigheid had in een van die stofbergklonge, maar nee. Ag, kom nou, Anna. Nie weet daardie dingetjie nie. Jy klink soos my serie-speler op die grondpad. Kom, jy kruip alweer oor die teer. Jy het gesê jy wil by die huis kom. Ja, sies tog. Oupa is seker al by die melkstal. Hy sukkel deesdae so. Die knieë. Maar raak ook maar gou moeg deesdae. Die dat ek maar vasbyt. Vir hulle. Ek kan tog nie God se water oor God se akker laat loop nie. Maar ek sal jou dit sê. Ek ploeg eerder deur die beesmis in die koeikamp as om by die koöperasie te werk. As ouma nie so aangehou het nie, en ek nie geweet het hoe nodig ons ekstra geld gehad het nie. Oud word, is nie jou maat nie. Hoe lank bly jy al by hulle? Vandat ek kan onthou. Mamy en papi het plaas toe gekom toe ek nog in Antog was. Sou die boerdery kom oorneem het dat oupa en ouma kon aftree. Maar dit het nooit gebeur nie. Nou wat het verkeerd geloop? Ken jy dan nie die storie nie? Nee, jene kind, ek is mos maar nog net 'n paar maande hier. As dit ook nie vir Gert was wat my so ontydig ontval het nie. Het jy ook maar 'n onlangs eers ontmoet, onthou? Toe, vertel. Dis eintlik so hartseer. Noodlottige ongeluk daar teen die Steenkampsbergpas. Albei op slagweg. Ek was maar 2. Oupa en ouma het nooit oor die verlies gekom nie. Die dat die boerdery nou so 'n gesukkel is en ek nie kan gaan leer nie. Is daar niemand anders wat kan help nie? My pa was al enigste, so ek is al wat hulle het. En hulle word oud. En ek kan nie aan hulle eie genade oorlaat nie. Al sou daar die geleentheid wees vir my om te gaan studeer. Ai, Hulle is daarom baie erg oor jou. hulle is. En oor mekaar. Dit maak op vir baie. Die dat ek nie sommer op enige knop se tensies verdra nie. Ek soek wat hulle het. Oupa en ouma. As 'n man vir my kyk met oupa oë, sal ek weet. By hom sal ek my hart kan los. Want oupa, alles reg hier. Jammer ek kon nie vroeër wegkom nie. Lyk daarom beswaartjie beter word, né? My liefie kind, jy is terug. Lekker gewerk. Nee, toe maar, moenie antwoord nie. Ek weet, jou hart lê nie daar nie. Ja, ou Swartjie is stukke beter. Die medisyne wat jy gebring het, het wonders gedoen. Sy sal volgende week kan terugstal toe. Koffie! Sal jy afsit en toesluit? Kom, ons is klaar. Ons kan aanstap huis toe. Jou ouma het haarself weer oortref vanaand. Oupa sê dit elke aand. Och, maar dit is immers waar. Iemand wat met soveel liefde kook, maak selfs van 'n kookeier koningskos.
Laat toe jou ou vleier. Ek hoor jou al van ver af. Jy is net honger. Jy weet mos, hulle sê honger is die beste kok. En ek weet dit is jou manier om te spink vir voeding. Middag, liefde. Middag, Oumi. Ek moet daarom sê, oupa het 'n punt weer. Dit ruik heilsom en heerlik hier binne. Daar is nie 'n vrou in die wêreld wat kan kook soos jou ouma nie. Omdat ek vir jou kook, my naas. Sien, dit is hoekom ek so sukkel om 'n kerel te kry. Waar gaan ek iemand kry wat vir my sal kyk soos oupa vir ouma kyk? Jou hart sal hom vir jou wys, liefde. Jy sal sien. Wat sal ons ooit sonder ouma doen? Ja, nooi van my hart. Wat sal ons ooit sonder jou doen? Skryf uit julle twee. Waar sal ek dan nou heen gaan? Snaaks ek nou vanmôre eers uit die kombuis is. Oumi is gewoonlik voor my op. Wag, laat ek gou 'n bondel in die wasmasjien kry. Dan loer ek wat raai sy. So ja. Laat ek gou gaan kyk wat draai Oumi. 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 Ag Here nee. Oumi. Wat doen ek nou? Hoe sê ek vir oupa? Hy gaan verpletter wees. Ek weet nie of ek die moed het om te gaan roep nie. Ag. Eers vir Oumi netjies nog. Sal ek so vrede. Heel skoon, amper. Kan iets selfs in tye van dood so mooi lyk. Arme oupa. Ai, Oumi. Dit is so seer. Oupa, Ek weet, liefie kind. Ek weet. Kom ons gaan goed daar. Kyk hoe pragtig lyk sy. Oupa, asof sy enige oomblik gaan wakker word. So vreedsaam. Totsiens, Oumi. Ek verlang al klaar. Totsiens, nooi van my hart. Dit was die grootste eer. Rustig. Kom haal my gou. Ek weet nou nie of 'n mens kan praat van 'n lekker begrafnis nie, maar die was nou vir my lekker. Jy weet, so tussen al die huildeur en dominee wat so mooi gepraat het, en so. Alles is daarom nou weer opgeruim en op hulle plek. Waar is jou oupa? Terug begrafplaas toe. Sit daar onder die peperboom langs ouma se graf en sing. Foei tog. Eers kleinnaas en jou ma, en nou ouma. Almal daar by mekaar. Moet vir hom baie swaar wees. Ja, Anna. En ek dan? Ag, die enorme melkkan vol kosmos se darm het almal tot trane gedryf. Toe oupa dit so teer by die kop en end neersit. Hulle was darm erg oor mekaar. Almal het altyd daarvan gepraat. Haai, dit raak laat. Ek moet ry. Gaan julle oukei wees, Fransietjie? Dankie vir alles, Anna. En ja, ons sal regkom. Ry jy maar. Ek gaan vir oupa haal. Dit raak al donker. Ai, hy's so stikkend. Dit maak my bang. My God by nog naderby. Oupie, kom. Ons moet ingaan. Dit word koud hier buite. Ons kan môre weer kom. Asseblief, oupie. Ja, liefie kind. Dit word al koud hier buite. En nou moet ons vir ouma alleen hier in die koue los. Ek mis haar so. Hoe gaan ek lewe sonder haar? My hart is saam met haar begrawe. Oupa, asseblief, oupa.
Nou goed, Fransietjie, maar net 'n vinnige koffietjie en dan moet ek dadelik koers kry. Dankie, Anna. Ai, ek bekommer my so oor oupa. Die afgelope 5 weke was vir hom bitter. Wonder waar is hy? Oupie, Anna's hier. Anna, sit so lank die ketel aan. Ek gaan kyk gou waar is hy. Middag koffie. Jy het vir oupa gesien. Middag, Fransie. Hy het weer afgestap graf toe, maar hy is al lank daar. Sit net sommer so daar onder die peperboom. Daar neffens ouma. Ek het gehoor hy sing weer, maar nou is hy stil. Ag jene, koffie, waar gaan dit eindig? Ek stap af so heentoe. Sal jy vir Anna gaan sê? Oupa, kom ons gaan in huis toe. Oupa, kan nie hier so. Oupa? Oupa? Oupa! Antwoord my! Ai, oupie, ag nee. Jy wou maar net nie meer aangaan sonder die nooi van jou hart nie, nee. Fransie, O, Anna, hy is weg. Hulle is nou almal weg. Net ek is oor. Alleen, en ek het nou niemand meer nie. Hulle het nou rus gevind. In hom, in mekaar. Maar waar los dit my? Ek is nou heeltemal alleen. Anna, wat gaan ek maak? Hoe gaan ek hier deurkom? Fransie, kom hier kind. Toe maar wat. Anna is hier. Ek is altyd hier. Jy hoef nooit weer so verlate te voel nie. Hoor jy my? Ek, wat Anna Cronje is, sal jou nie laat val nie. U het geluister na episode 1 van Die Bottelier van Botasberg. Die rolverdeling in hierdie episode was soos volg. Die rol van Fransie is vertolk deur Marie Eberson, terwyl Anna deur Karen Loots vertolk was. Petro Pieterse was ouma en die rolle van oupa en koffie is beide vertolk deur Pieter Viljoen. Die Bottelier van Botasberg is geskryf deur Sarita Pieterse en vervaardig deur In Ink Luisterstories.